is ook Facebook en YouTube live wat in die agtergrond aangaan. En ons is dankbaar om almal van julle hier te hê. Ons heet julle almal 'n hartlike goeie aand en dankie vir die byeenkoms. Ja, ek is vanaand die persoon wat die begeleiding sal neem, die voortou en voor ons begin, kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. O Heer en Hemelse Vader, ons so dankbaar dat ons weer hier vandag kan wees. Die dae is besig, die dae is lank en partykeer voel ons nie eers die tyd nie, maar dit gaan so vinnig verby. Maar ons is veilig hier, want U het veilig na ons omgesien. En ons dank U daarvoor. En op die oomblik, Here, kom ons bymekaar om meer te leer om na ons rentmeesterskap te kyk. En dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor alles wat U aan ons toebedeel het, wat ons moet handhaaf tot die goedheid van U koninkryk en die vergroting van die naam. Soos dankbaar om nou hier te kan wees. En ons bid ook sommer vir Dion, waar hy vir ons weer die voortou sal neem en vir ons sal help en lei en leer. Ons dank U daarvoor en help ons die beste te doen tot ons vermoë en soos U ons leer. In Jesus naam bid ons. Amen. As julle, ek wil graag weer vir ons gisteraand was Dion voorgestel. Dion, as jy nie omgee nie, ons gaan jou nou weer voorstel vir al ons mense. Sy. 100% dank. Ja, sy. So ons biografie van Dion vanaand gaan soos volg. Hy's getroud met Caroline en hulle is al 34 jaar getroud. Die twee het 2 kinders saam en die een is Renée, 28 en Duan, 18. Nou gisteraand het ons gesien, Dion het vir ons gesê, hy is so 20 minute voor die voorlegging hier gekom, net van sy oefening af en dis wat ek volgende moet ons is om te sê dat hy hou van die buitelewe. Hy speel nog tennis en paddel 2 tot 3 keer per week. Hy geniet ook om golf te speel so 2 tot 3 keer per maand. Hy het liga tennis en golf gespeel. Na skool het hy diensplig gaan doen by die SAP en wou dit sy loopbaan maak. Hy was 5 jaar toe deel van die forensiese afdeling. Maar van 1991 af, 34 jaar tot nou, is hy in die finansiële bedryf. 2 jaar was hy by Old Mutual en nou vir die afgelope 32 jaar is hy by Momentum. Hy het begin as 'n besigheidskonsultant in 1993 by Momentum en aanvaar toe die pos van beleggingsspesialis in die Noordwes by hulle. En dit hy geaanvaar sinds 1 September 2021. Hy het ook 'n diploma verwerf in Financial Markets and Instruments in 2012. En op die oomblik sê ons vir jou welkom en dankie dat jy nou vir ons die stuur sal neem en ek sal ook die persoon wees wat sal help as iemand 'n handjie opsteek om vir jou te laat weet. Baie dankie, Zak. Dankie. Welkom almal. Ek wil net eers voor ek begin, is daar enige vrae? Kan ek vra, het enigiemand vra? Stefan? Stefan. Ek skiet daar net my mic aansit. Moet jy praat oor as reis. Ons hoor jou duidelik. Kan julle my hoor? Ja. Ons Tog het ek my Okay, goed. Ek wil net 'n kommentaar maak oor gisterand. Ek het gesê oor die debietorders wat 'n mens as jy debietorders afhaal van debietorde en dit self betaal, wat ek ook doen is ek round up. Ek round nie down nie, ek round up. So as my debietorder R124 is, betaal ek R150. Jy weet, so in daai sin kan dit ook met jou kredietrekord help en dan kan jy begin vinniger afbetaal. Weet so, dit is maar net wat ek probeer doen, jy weet, dit is nie baie geld nie, maar as jy op elke debietorder net R100 ekstra kan betaal, maak 'n klare impak op jou totale bedrag na 'n jaar en na 'n paar jaar. Dankie, dis al wat ek wou sê. Dankie Stefan. Walter Pietmeijer het ook sy hand op.
Goeienaand julle. Ekskuus, ons het die heel eerste aand gemis. So ons het gisterand navraag gedoen en blykbaar was daar in die eerste aand so 'n paar tegniese glipsies of moeilikhede. Toe ek wil net seker maak, is daar het julle gewen? Gaan die eerste aand ook beskikbaar wees of die opname daarvan beskikbaar wees? Ek dink daai antwoord is dalk nodig van Lorraine af. Ja, ek het al reeds 'n maandag aand uitgestuur, so u behoort dit te gekry het. So van Dinsdag se gaan ook uitgaan. So stuur my maar net 'n e-pos as jy nie weet, as jy dit nie gekry het nie, dan sal ek dit net weer stuur. 100% Dankie. ek maak so, want ek het dit definitief nie gekry nie. Dankie. Dit is daar enige vrae? Verdere vrae? Kan ek maar aangaan met die aanbieding? Asseblief. Almal kan sien, nie? Debt Reduction, A Guide to Financial Freedom. Dis hy. Okay, soos ek reeds gesê het al maandag en gisterand, die aanbiedings is kort vir die aande wat volg. Maandagsin was die langste gewees. So die aanbieding is baie kort. Hy's net 8 slides. Hy's in Engels. So ek dink die termes en die terminologie is makliker in Engels. Dat mense dit kan uitdruk en verstaan. So kom ons begin. Debt Reduction, A Guide to Financial Freedom. This presentation provides practical steps to effectively manage and reduce your debt, empowering you to take control of your finances and achieve long-term financial well-being. So bietjie ekskuus. Goed, ekskuus ek wil net kyk. Ja. Choose your debt repayment strategy. Debt snowball. Start with the smallest debt first, making minimum payments on larger debts. This method provides quick wins, boosting motivation and momentum. Debt avalanche. Prioritize paying off debts with the highest interest rates. This approach minimizes interest costs, saving you money in the long run. Ek dink ons het al hieroor gepraat maandag en Dinsdag aand. Ek weet nie of iemand 'n vraag het of 'n opmerking wil maak hier nie. Kan maar aangaan. Goed, debt consolidation, streamline your payments. Single loan, combine multiple debts into a single loan with a potentially lower interest rate. This simplifies your payments and may reduce interest costs. Soos ek ook genoem het, ek dink dit was maandag aand, as mens dit konsolideer, dit gaan oor daai konsolidering van al jou skuld en dan het jy een betaling dalk teen 'n laer rentekoers. Beware of fees. Consider any fees associated with consolidation. Make sure the benefits outweigh the costs before proceeding. Ja, Rian. Rian, jou mic is af. Dankie Dion dat jy my kans gee. Maar ek het 'n bietjie soos jy nou praat van loans en goeders en kan jy my hoor nou? Ons hoor jou, Rian. Ja. Kan jy my hoor? Ons kan jou hoor, ja? Okay. Okay, wat ek gesê het is as jy van kyk na lenings, baie keer wat ek het self in daai trap geval. As jy miskien dalk by baan vir een of ander rede en jy kom dalk nie by hulle reg nie, dan gaan die mense gewoonlik na die cashloan plekke toe. Vermy dit so ver as moontlik, want dit is ja, asseblief is ja. Ek het op 'n stadium hulle geld geleer nie baie nie. En toe ek het elke maand betaal en toe ek nou eventually wil settle, die bedrag wat ek geleen het in 3 jaar, moes ek dieselfde bedrag op betaal het. So nee, dit is wat nou bly ver weg. Dis my ondervinding. Dankie. Ja, Rian, die rede daarvoor is hulle rentekoerse is hoër as die bank se, né? So as ek reg onder korreksie, ek dink hulle rentekoers is 30% as dit nie meer is nie.
Dis 1/3 van jou geld wat jy leen, wat jy net betaal aan rente, en ek dink hulle is op 'n maand tot maand basis. So, ja, ek weet daarvan. Goed. Volgende een, pay more than a minimum, accelerate your progress, reduce total interest, paying more than a minimum payment, accelerates your debt repayment, minimizing the total interest accrued over time. So ek het goeie nuus vir julle, ek het die calculator gaan kry, en ek gaan sommer vir julle sê, hoe word die rente ook bereken. So is nie net op huislenings nie, maar op alle lenings en motorfinansiering ook, wat dit dieselfde is. So ek sal dit met julle deel. Shorten your debt term with higher payments. You can significantly shorten the duration of your debt, achieving financial freedom sooner. So ons gaan fisiese voorbeelde doen, dat julle kan sien hoe vinniger, hoe meer jy betaal, vinniger betaal jy dit klaar, of as jy wekeliks betaal, soos wat ek gesê het, betaal jy dit ook vinniger klaar, in 'n korter termyn, en jy spaar rente. So budgeting, the foundation for success, re-evaluate your budget, allocating more funds towards debt repayment. This allows you to prioritize paying down debt over non-essential expenses. Identify non-essential expenses that can be reduced or eliminated, freeing up cash for debt repayment. So gisteraand het ons gesê, jy het needs en jy het wants. Hierdie is jou wants, wat ons van gepraat het. Boost your income, create a financial advantage. Extra income, seek ways to increase your income, such as taking on a part-time job or selling unused items. Debt repayment, direct the extra income towards your debt repayment, accelerating your progress. Gideon says, stay organized, track your progress, track payments, keep a detailed record of your debts, payment due dates, and amounts owed. This helps you stay organized and avoid late fees. Reminders and online bill pay. Set up reminders and use online bill pay systems to ensure timely payments. Ek dink Stefan het dit genoem gisterand, jy kan dit op jou bank applikasie op jou foon laai. Ek weet nie of hy was en of dit Chris was nie, ek kan nou nie onthou nie, maar hulle het dit genoem, dat jy dit kan laai. Was dit Chris gewees? Chris. Yep. Goed, dan ek dink hierdie is die laaste een. Seek professional help, get expert guidance, credit counseling. If you're struggling to manage your debt, consult a credit counselor or financial advisor. In personalized support, they can provide personalized guidance, support and debt management strategies to help you achieve financial freedom. Dit is daar enige vrae, dis die laaste ene op hierdie slide. Enigiemand vra sover? Goed. Dan gaan ek gou met julle net die Ek kon net hierdie toemaak. Stefan het sy hand op. Stefan? Het ek my mic af? Jou mic is aan, is reg, Hy is hoor jou. aan, hy is aan. Okay. Ja, basies wat dit my op neerkom is dat 'n mens moet jou skuld by die remme vat, né? By die remme trek. Ek weet jy moet maar self eintlik iets aan doen want niemand anders kan dit doen nie. Presies. So, is maar best om ek sê om die bank maar te gaan sien met hulle te praat en sê asseblief dat ons opkom met 'n manier, jy weet, want ek moet dieselfde ding gaan doen, jy weet, laat hy ook met 'n plan uitwerk, jy weet, en eintlik hulle is eintlik daarmee te help op. Jy weet, ons kyk altyd negatief na hulle, maar hulle is daarmee te help op so. Ek dink Dis reg. dit met hulle moet spreek. Dankie. Dis 'n plesier. Stefan, baie dankie vir jou insig daar. Melanie? What's the difference between debt consolidation and debt review? Debt consolidation and debt review. Hallo Melanie, ek wil net reg verstaan, jy sê debt consolidation and debt review. Dis reg, ja, jy het net nou net gepraat van
om jou skuld te konsolideer, bymekaar te sit en dan een betaling te maak. Maar dan het jy ook mense wat daar's iets soos debt review. Ek weet nie wat die verskil daar tussen die twee is nie. Ek dink debt review, julle moet my reg help. Ek is nou nie 100% seker op dit nie. Is dit nie waar jy onderhandel vir 'n koers nie? Walter? Skuldkonsolidasie is presies wat jy in die begin gesê het, so jy konsolideer al jou skuld in een rekening, so jy gaan of na die bank toe om die konsolidasie meestal teen 'n huislening te doen of een of ander bietjie laer beter rentekoers lening tipe, maar is gewoonlik teen 'n vaste bate. Waar debt review is 'n baie meer negatiewe situasie, want dan is dit meestal 'n finansiële organisasie wat basies jou onder debt review plaas. Met ander woorde, hulle neem jou finansiële terugbetalings en daai tipe goed oor. Onthou jy, ons het ek dink dit was gisterand toe ons daaroor gesels het. Ja, ek het dit ook genoem, ja. Ja, dit is wanneer jy onder debt review is. Nou die probleem wat jy het met debt review is dan het jy klaar afhangend van wat die hof bepaal het, maar jy is dan onder administrasie deur owerhede en dis 'n baie negatiewe konnotasie. Okay, ek sal deel. Ek het FNB se hele kredietwette gebreek, want ons was 4 mense wat ons self onder administrasie geplaas het, tot omtrent so 5-6 jaar terug, was daar glad nie so opsie by enige bank nie. FNB het toe op die einde van die dag het hulle dit toegelaat, dat jy kan teen 'n vaste bate skuldkonsolidasie doen, maar jy plaas jouself basies onder administrasie. Wat is gebeur is, hulle kan nie verantwoordelikheid neem vir buiteinstansies nie, of buitebanke, of waar jy dalk by 'n loan shark kan leen nie, maar wat dan sal gebeur is, jy sal geen addisionele kredietfasiliteite by die bank kry nie, want die gesamentlike, ek wou net nou genoem het, skuldkonsolidasie is baie goed in die sin van om dit te doen, maar ongelukkig mense met 'n bietjie swakker finansiële dissipline kry dan weer die geleentheid of val in die versoeking om op ander maniere weer skuld te gaan maak, en dit is gewoonlik die ondergang van daai persoon of daai gesin of wat ook al. So dis my 2 sent van my ondervinding. Dankie Walter. Stefan? Ek dink die debt review het ook ingekom om te help dat mense nie sekwestreer nie. So dan verloor hulle alles. So hulle die debt review ingebring om het op so 'n manier te help dat jy tog ten minste kan aangaan en dan net daai kostes laer kan maak, al word dit net langer, maar net daai kostes te kan dek. So dit het maar net gehelp so die ouens nie alles net los en dan niks terugkry nie. Dankie. Ja, en ek weet ook as jy op debt review is, dan vlek hulle jou orals, soos wat Walter ook gesê het, jy kan nêrens skuld mee maak nie, so. Goed, is daar nog vrae? Het ons jou vraag beantwoord, Melanie? Ja, dankie, dit is. Goed. Goed, is daar nog vrae voor ek aangaan? Ek wou dit amper net makliker gemaak het. Konsolidasie probeer jy nog jouself red. Debt review, dan is jy klaar eintlik al in die moeilikheid. Dan is dit klaar te laat, ja. Ek wil net iets sê, Chris hierso. Ek was op debt review en wat my skokkend was, jy betaal 'n maandelikse bedrag oor vir die rekenings wat betaal word, maar hulle sê nie vir jou wat se koste vat hulle vir hulle
en wat betaal op jou rekening, sê ek kon nie 'n maandelikse staat by hulle kry, wat doen hulle nie. En het gebeur dat my huisverband met R150.000 geeskaleer het. Ja, Nadat hulle my die versekering gegee het, dat alles onder beheer is en hulle het met almal gereël en so. So, dit het my gedwang dat ek op die einde van die dag basies moes bedank uit dit uit en 'n ander plan moes maak om uit daai situasie te kom. Dion? Ja, ek wil net sê, kan julle onthou voor die resessie 2007 en 8? Ek dink dis wanneer hulle begin het of in daai periode. So die meeste was maar prokureurs wat begin het daarmee. Ek dink dit was vir hulle maklik om die goed te administreer uit 'n regsoogpunt uit. Ek dink hulle was by magte om in die howe te onderhandel ook. Ja, Dion, as ek nog by kan sit saam met Chris hulle, dis waar hierdie hele seminar oor gaan wat Lorraine hulle van hulle kant af vir ons gereël het, is dat ons kan leer om eerder nie in die skuld te kom nie en die regte dinge te doen, want ek het gesien met my en my vrou ook, met ons huis, het ons 2020, toe sit hulle ons op 'n 8 maande vakansie, want niemand kon werk hier, nou betaal nie. Ek meen, ons het so iets as 40.000 op die huis al klaar afbetaal toe ons kyk. Dis, ek meen, ons het die huis gekoop in 2017 begin betaal, en 2020 omgekom, en na daai hele vakansie en alles, ons het, ek meen, 17, 18, 19, 20, soos 4 jaar gebetaal, 4 jaar se gepayments weggevee, net 8 maande se vakansie. So ja, is beter om net in die positief te bly. Konsolideer eerder jou skuld en maak dit eerder ligter en maak dit goedkoper, dat jy kan asemhaal en dit afbetaal, as wat jy in die skuld kom en onder debt review gaan. Dit is maar, dis hartseer, maar is moeilik. Chris wil weer gesels. Ja, die rede wat gebeur het met ek en my vroutjie, sy was 'n eiendomsagent, en nou was 'n droogtejaar van 2 jaar wat sy geen inkomste gekry het nie. So 'n hele een persoon se inkomste het weggeval. En ou kon net nie werk kry vir haar in daai tyd nie. En dit kan met baie gesinne gebeur. Dis so ek wil net sê, en ons het nie op daai stadium eers geweet dat daar iets soos noodfonds is nie. So as mens alles onder beheer het en jy het definitief seker jy koop needs en nie wants nie, want baie keer moet jy die wants wat jy daar in jou nawerkkamer of in jou garage het, moet jy uithaal en weer verkoop want jy gebruik dit nie, om weer te vat en ander skuld te gaan betaal. So ek weet nie of julle al die program Clean House kyk nie, van tyd tot tyd goed om net so 'n bietjie deur jou huis te gaan en net al daai goedjies wat ou net wil gehad het en vir jou regtig vra het ek dit regtig nodig. Rian? Om miskien ook 'n bietjie by Chris aan te hy het nog vertel van sy vrou wat nou die werk al gekry het gedurende 'n paar jaar nie, maar ook wat ek al agtergekom het baie keer wat mense doen is hulle werk baie keer op hulle oortyd ook. Jy weet, hulle sien dit as 'n vaste inkomste, maar baie keer as besighede swaar kry of dan word die oortyd gesny. So jy moet eintlik maar baie versigtig wees om nie jou oortyd ook te sien as 'n vaste inkomste nie. Jy moet eintlik dalk soos 'n bonus, as ek dit so kan sê, maar jy moet nie eintlik op dit staat maak nie, want dit kan gebeur dat hulle jou oortyd sny en dan sit jy ook in 'n situasie wat jy nie weet hoe om uit te kom nie. Ek kan ook net doen, so ruk terug het iemand gesê wat hulle doen. Hulle het gaan sit as gesin en 'n vergadering gehad en gesê, wat het ons nie meer nodig in die huis nie. So kom ons sê, vandag het ek dalk byvoorbeeld tydskrifte wat hier rond lê wat ons nog glad nie gebruik nie. Kom vat mens nie daai sê na 'n ouer huis toe waar hulle dit dalk kan gebruik nie. Volgende dag het jy dalk meer as 1 stel borde wat jy glad nie gebruik nie. Begin dit weggee, want so gee ons ook vir ander mense wat dalk nie het nie. Gee ons ook iets. En hulle het dit vir 30 dae gedoen. Hy sê jy kan nie glo wat se seën dit vir hulle was in hulle gesin. Wat hulle gedoen het nie. So dit is maar net 'n gedagte wat ek los by julle.
Is daar nog iemand met vrae? Ons het nie gekom by die calculator wat Nee, het jy ek gaan nodig om op dit nou doen, pensioen, Chris. Ek wil net hoor wat of gaan daar jy nog nodig om op vrae is. pensioen te gaan. Ek weet by die formule hoe ek het uitgewerk het, maar ek gaan dit nou nie voor die tyd uitblaker nie. Okay, ek gaan myne gou wys, Chris, en dan as dit klaar is, dan kan jy net sê hoe lyk joune. So ek het nou maar net vir 'n lening, soos 'n huislening en so iets, het ek 'n calculator gaan soek en ek het hom gekry wat ek laas gebruik het en dan wil ek vir julle net wys hoe word die rente bereken op lenings. So ek gaan met julle deel. So kan julle sien. Ja, ons kan dit sien. Okay, so hierdie sê hulle, ek het daar gesê, is home loan interest calculated daily, dan sê dit usually calculated daily. Interest on your home loan is usually calculated daily and then charged to you at the end of each month. But you'll notice that your interest rate is charged per annum. So dan sê hulle hier regs, the interest on a loan such as a car, personal or home loan is usually calculated daily based on the unpaid balance. This typically involves multiplying your loan balance by your interest rate and then dividing this amount by 365 days. Vir 'n normale jaar. As dit nou 'n skrikkeljaar is, dan is dit nou anders. Maar dis hoe dit bereken word. So, dit word daagliks bereken. So ek dink mense kan met gemak gaan onderhandel met jou instansies om te sê hoor ek wil op 'n weeklikse basis betaal. En so Stefan ook gesê het, as jy jou debietorder kanselleer, dan skeduleer jy self jou betalings op daai basis hoe jy dit wil doen. Jammer vir die onderbreking, arme laat ek gou net weer boodskappe, hulle sê hulle kan nie sien nie. Stefan sê hy kan nie sien dat jy jou screen share nie, maar hy is wel op dat ons kan sien. Kan jy, awesome, dankie, sorry. Kan hy almal sien? Is dit by almal duidelik? Okay. Ek het hier afgegaan ook. Hieronder het hulle ook gesê, each day we multiply your loan balance by your interest rate and divide this by 365 days. So even in a leap year, dis jou skrikkeljaar. So dis maar nie, dis die antwoord wat ons, ek dink daar het mense gevra hoe word dit bereken. So dit word daagliks bereken. Kan ek maar oorgaan na die calculator toe? Goed. Julle kan sien, hè? Ek kan dit sien aan my kant, Dion. Okay, so dis in dollar. So gee vir my 'n bedrag. Kom ons sê ons koop 'n huis, wat sit ek daarin? Wat se bedrag sit ek in? 115,000. Ja, waar koop jy so goedkoop huis, Zak? Ek dink 'n miljoen rand sal meer sin maak. Ek dink ook 'n miljoen, Chris. So, dan sit 'n miljoen. Teen wat se rentekoers sal die bank dit gee? Is op die oomblik 9.5 op my verband, so ek kan dit bekyk. 9.5. Dis reg. Oor hoeveel jaar? As jy mos altyd begin is dit oor 20 jaar, maar ek kan jou toelaat na 30 jaar en dan 'n alternatief besighede is 10 jaar. Okay. Kom ons doen om 20 jaar en 30 jaar, laat ons sien wat is die verskille in rente wat ons betaal. So, daar sê nou weekly, ek gaan hom net monthly maak, en dan sê ek calculate. So, jou paaiement is R9.300, jou totale rente is 1.2 miljoen, is 240 maande, dis 20 jaar, so die totaal wat jy terugbetaal is 2.2 miljoen, en jy sal hom klaar betaal in Maart 2045. So kom ons vat daai, ek gaan net gou hier deel, wil net gou hier by my calculator kom. As ek daai maandelikse paaiement vat en ek deel hom deur 4, so 9321 gedeel deur 4. Ons verander gou die betaling na weekliks toe. Julle kan nou sien wat is die rente wat jy betaal en hoe lank jy betaal hom oor daai hele termyn terug. As ek nou sê hierso ek wil hom weekliks betaal en ek betaal
2330. Gaan sommer die sent ook insit. 32. En ek sê weer vir hom, calculate. So, dan betaal jy, jou totale rente is 288.000, jy betaal hom met 67 paemente klaar, en jou totaal wat jy betaal is 1,2 miljoen. So kan julle sien wat is die impak wat dit het, net om wekeliks te betaal, omdat hulle dit daagliks bereken op die rente. Ons vat gou dieselfde voorbeeld net weer, julle weet nou wat is die wekeliks, maar kom ons werk hom gou oor 30 jaar, ons maak hom weer maandeliks, ons werk hom uit oor 30 jaar, net die impak te wys wat rente regtig het. En dis teen 9,5%, ek dink baie mense leen deesdae teen 11,5%, wat nog 'n hoër rentekoers is. Myne is 10,6 op die oomblik. Sy 10,6. Ja. So, julle kan sien jou paaiement raak goedkoper, maar kyk jou rente wat jy betaal. So, jy leen 1 miljoen, maar jou totaal wat jy terugbetaal is 3 miljoen. So, dis 2 keer meer as wat jy geleen het. So, ek gaan vir julle sê, is baie maklik. Julle kan hierdie webblad, dis 'n webblad, dis thecalculatorsite.com. Tik net by julle search in the calculator site, en dan, hy lyk so, daar is sy logokie daarbo. Is daar vrae nog, wil julle nog 'n voorbeeld uitwerk, of is julle gemaklik? Dit verduidelik baie mooi. Dion, as ek miskien net iets kan noem. As ek my ouderdom nou vir julle moet sê, ek is 48 jaar oud, en toe ek getroud was, is dit omtrent 23 jaar gelede. En Lera Duif het, toe ek begin werk by die konferensie, het Lera Duif vir my so 'n tipe van 'n serie gegee, is dieselfde calculator, ek dink ek moet dit ook deel met u, wat jy ook bereken hoe om jou skuld af te betaal. So wat ons gedoen het, ons het dit nie eers bewustelik gedoen nie. Die paaiement wat ons per maand betaal het ons byvoorbeeld sê 'n R200 of R300 bygesit. En toe ons oë uitvee, toe kom kry ons het ons huis klaar betaal minder as 20 jaar, omtrent so, van ons huis is klaar betaal in 2012, en dit het ons omtrent minder as 20 jaar gevat. Ons het 6 jaar minder, het ons aan ons huis betaal, net die extra R200, R300 wat ons bygesit het. So, enige skuld, even met ons karre, ons motors wat ons het, enige skuld kan gou afbetaal word, as ons net daai extra bedrag hier bysit. So ons moenie moedeloos raak om te sien dat hierdie groot bedrag is, want ons het dit eers bewustelik gedoen nie, en kyk wat die Here vir ons gedoen. Ja. Dankie. Walter se hand is op. Hallo, ja, ek het van tevore, en ek staan onder korreksie, Dion, jy kan miskien, as jy daai sompompie so 'n bietjie wil bewerk, ek dink as jy 10% per maand net kan ekstra betaal jou huis klaar in iets soos 10,8 maande, met ander woorde onder 11 jaar. Dit is hoe is, en ek weet as jy jou huis koop is 10% aan die begin verskriklik baie geld, maar as jy later kom en jy kan 'n 10% bysit, dan kan jy jou termyn aansienlik verminder, want in die eerste 3+ jare betaal jy omtrent elke maand suiwer net rente. Ja. Dis 100% reg. Ek gaan gou, kom ons doen die voorbeeld, so is 9.300. So kom ons sit hier R930 wat jy addisioneel gaan betaal per maand. En ons gou kyk wat maak hy aan jou termyn en jou rente. So nou betaal jy maar 188 maande klaar. En jou rente is 923.000. So dit sê your loan will be repaid 22 months sooner because of your extra monthly payments. Ja.
En dis jou rente wat jy minder betaal. Jy betaal R313.000 minder rente. Maar ek dink as mens dit kan verander na die weekliks toe, dis dieselfde betaling. Jy het gesien wat sy impak op weekliks, omdat dit daagliks bereken word. Want nou het jy een betaling, jy betaal 12 betalings per jaar, waar jy 52 betalings doen in 'n jaar. So daai rentefaktor raak net al hoe minder en minder as jy weekliks betaal, op 'n weeklikse basis, want dis die uitstaande balans wat hulle vat, soos wat hulle gesê daar. Ja. Gaan verander dit gou net daarbo in die calculator, maak dit monthly na weekly. Met R930. Daar sien, calculate hom net weer. Jo, dis baie minder. Dit was 313 wat jy gesê het, ons gaan minder betaal. Nou is dit R716.000 minder wat jy gaan betaal. En in plaas van 52 maande is dit nou 126 maande wat jy dit vinniger afbetaal. Reg. Maar die ding is R930 'n week ekstra is baie meer as 10%. Ja, so as jy dit net deur 4 kom ons maak dit, wag, kom ons maak hom net monthly, dan sal hy ons ook so bereken. Ekskuus, daar is hy. So daai is die monthly jaar wat ons nou gesien het. So gaan weer terug op boontoe. Ja, maar 900 en iets. As jy dit weer weekly maak, maar jy vat die 930 weg, wat nee, okay. Nee, die weekly het ons jy so gemaak, ons het die totale paaiement gedoen wat ons maandeliks betaal en ons het hom deur 4 gedeel sak. Dis hoe ons uitgekom het by daai bedrag om dieselfde paaiement te betaal as wat jy maandeliks sou betaal. Stefan se hand is op. Stefan, jou mute is aan. Dis gemute, daar sê. Praat. Jy is nog steeds mute. Jy is op mute, Stefan. Ons hoor niks nie. Daar sê. Okay. Daar sê. 930, dan 930 moet deur 4 gedeel word. Ja, maar 930 is net ekstra, dat ons ekstra betaal boonbehalwe. Ja, ek verstaan dit, maar as jy daai 930 vat en deel dit deur 4, dan sit jy dit op weekly, dan kyk jy want jy okay, kom ons doen dit. Sit daai 900, dan gaan dit nou bietjie beter lyk. Dis R232.50. Nou 930 is jou 10% van jou volle bedrag, maar as jy hom sit op jou weeklikse bedrag gaan hy minder wees. Ja, is net 'n bietjie minder, 59 maande. So jy wen nog steeds 7, jy kry 7 maande wat jy nog bysit en in plaas van 313 word dit R352.000 minder. So daar is daadwerklik nog steeds 'n groter dis nog steeds baie beter. Ja, is beter. So ek dink julle kan hierdie gaan aflaai. Dis ek het laas op hom gewerk en ek het vandag weer op hom gewerk. Dis 'n baie handige. Hulle het klomp goed hier, so ek gaan net vir julle wys as ek teruggaan. Finance of net teruggaan op hom. Julle kan sien hier is klomp calculators wat jy kan gebruik. Dis hoe hy lyk. So daar is jou loan calculator, daar is 'n compound interest calculator. Ek het maandag aand gesê dis die 8ste wonder van die wêreld. Dis al die saamgestelde opbrengs wat jy verdien. So julle kan op die webblad ingaan of hierdie vir julle gaan aflaai en dan sit hom net save as 'n favorite. Hy het selfs jy kan omskakelings doen sê van kilogram na pond toe of van jou mate so aan die bokant op jou menu. Daar op die bokant op jou menu is klomp calculators. Dit is 'n handige dingetjie om te gebruik. Het iemand nog vrae hierso? Okay, dan my volgende vraag. Wil julle 'n calculator sien vir die aftrede ook of is dit nie nou so groot behoefte nie? Ek dink wys vir ons. Ja, ek stem. Moet ek hom vir ons wys? Okay, ek gaan net gou stop sharing.
Kan ek hom nou net gou hier by my kry? Ek gaan sommer op Momentum se webblad, ons het so 'n calculator. Terwyl jy nou soek, Dion, vra Stefan vir jou, werk jou calculator op jou golfafstande ook? Ek het 'n Garmin horlosie, so hy werk sommer op die satelliet. Of met, so hy sê vir my presies hoe ver ek slaan so. Ek kyk net gou hierso, dat ek net seker maak. Okay. So ek gaan vir julle gou wys, ons gaan 'n paar goed met invoer, ek maak hom net gou oop by my. Ek hoop ek kan hom share, want dit is 'n Excel. As ek hom nie kan share nie, sal ek vir ons een soek op die net, wat ons môre aan kan doen. Ja, het lyk my nie hierdie een wil nou oopmaak. Ek gaan net gou kyk op daai een wat ek nou oop gehad het, of daar nie ook 'n calculator is vir jou aftrede nie. Kan dit môre aand ook hanteer as die gehoor nie omgee nie? So ek sal hom gaan soek wat sê, as jy met vandag se inkomste wil aftree en wat jy reeds het in jou pensioen of jou anniteit, wat moet jy bydra om by jou behoefte uit te kom teen inflasie met 'n sekere groei in jou portefeulje? So ek dink ons kan dit môre aan doen. Reg, ons stem saam. Is dit reg met julle? Goed reg. Ek wil net een ding noem. Broer Gerrit was so gaaf geweest om by budget wat hy vir ons gedeel het, om dit vir ons te omskep en dit in ewens te vertaal in Afrikaans. So ek sal dit met julle deel. So ek wil dit net eers genoem het. So hy was so gaaf om dit ewens vir ons te vertaal hoor. Yes, baie dankie Gerrit. Hy is nou nie op vanaand nie. Hy het gesê hy moet die pad hier hanteer. So ek moet dit net noem vir julle. So ek sal dit ook deel met julle. Ag, dankie Lorraine. Yes, dis gaaf. Baie dankie. Dankie. Leraar, ek het nie nog iets nie, behalwe as iemand anders nog vra het of iets wil hê wat ek moet voorberei vir môre aand. Okay, so ek kan maar gaan soek dan sê vir jou aftrede om vir julle môre aan te wys. Goed. Dankie. Dankie Dion weer vir. Spreek maar Lorraine. Ekskuus, ek kan maar voortgaan. Dankie Dion weer vir die uitstekende deelname en uitwys vir ons wat ons kan doen. Dit wys vir net vir ons het maar nodig om te begin kyk om my 6 maande geldjies een kant te sit en ook seker te maak dat ons skuld konsolideer voor ons in die moeilikheid kom. Daar sê Stefan ook, hy sê baie dankie aan u en dit is wonderlik om almal hier saam met ons vanaand te kon gehad het en ek hoop ons kon almal baie geleer het. En op die oomblik wil ek weer vra of daar weer iemand is wat vir ons graag wil bid. Gisteraand het Vernon vir ons nogal baie mooi gebid. Vernon, sien jy weer kans om vir ons te bid vanaand? Geen probleem. Sal bid. Amen. Baie dankie liewe Heer, weer eens vir 'n geleentheid waar ons kan leer. Dankie dat u so omgee vir ons. Dankie dat u manne stuur vir ons wat hierdie goedes ken en wat ons kan help om 'n verskil te maak in ons lewens. Help dat ons kan ons skuld afbetaal vir die wat die skuld het. Liewe Heer, dat ons kan meer u werk ondersteun en minder vir by Satan se banke in
ploeg. En ek bid, liewe Heer, dat U ons elkeen wysheid sal gee. Gee ons nou 'n goeie nagsrus. Wees met ons, met Dion wat met ons deel en seën hom met die inligting wat hy nou met ons geseën het. En ek bid dat ons sal elkeen veilig kan terugkeer môre aand op hierdie platform. Baie dankie, liewe Heer. Amen. Amen. Wel Dankie, julle, Willem. ek hoop julle het 'n hartlike goeie aand verder, dat julle veilig mag rus en weer deel mag wees vir ons môre. Dankie Dion. As hy lekker Baie aan, dankie bye. almal. Baie dankie. Lekker aand. Lekker aand.